Goeiedag en baie welkom by vandag se uitgawe van TLISA se landbouspore waar ons in gesprek is met een van ons vennote en vandag is dit vir my 'n groot voorreg om vir Sarah Legrandsie hierso van Wille Crop Protection, moet dit net reg uitspreek, Wille Crop Protection. Ons sê vir jou baie welkom Sarah, baie dankie vir jou tyd en dankie vir jou gesprek as een van ons hoofborge van ons kongres wat hierdie jaar op 10 September plaasvind. Sê ons vir jou baie dankie vir jou tyd wat jy gemaak het om met ons 'n bietjie te kom gesels oor wat Willa doen. Dankie vir die geleentheid. Nee, baie dankie. Ek gaan dan sommer vinnig wegspring en gaan vir jou vra, wie is Willa en waar pas julle in hierdie landboubedryf van ons? Okay. Goed, Sevilla is een van die grootste verskaffers van gewasbeskermingsprodukte in Suid-Afrika en net ter agtergrond vinnig, ons is deel van 'n groter groep, die Winfield United Suid-Afrika groep wat weer deel is van Winfield United in die FSA. Maar dit nou eers oor daai kant gesit. Wat ek wil, jy vra vir my waar pas ons in? Ek dink almal van ons is bewus van die belang en die essensie van beheer van, kom ons sê nou onkruide, plaas, siektes en gewasproduksie. Daar's ander middels wat ons ook het, maar ons wil hierdie goed moet ons doen om voldoende opbrengs en kwaliteit te verseker. En daarom bied ons 'n wye reeks van produkte aan, onder andere onkruiddoders, swamdoders, plaagdoders, maar ook plantgroei-reguleerders en byvoegmiddels wat ander gewasbeskermingsmiddels se werking ondersteun. En ons is ook besig om teikengerig en planmatig, dit is belangrik, teikengerig, ons reeks van biologiese produkte en biostimulante uit te brei. Ek wil net gou sê wat die byvoegmiddels betref. Daar dink ek is ons leiers op die byvoegmiddel tegnologie gebied en omdat ons hierdie vennootskap met Winfield United in die FSA het en ons dit stel ons in staat om van die nuutste middels en innovasies nou vir ons boere plaaslik te kan bring. En dan ook net wat die gewastipes betref, dit is altyd 'n vraag van almal. Ja, natuurlik dek ons 'n wye reeks van gewastipes, grane, natuurlik nou mielies, koring, gars, sorghum, you name it, rygewasse, canola, sojabone, grondbone, sonneblom. Ons is almal daar. En dan die groente natuurlik en ook permanente gewasse is vir ons 'n verdere groot fokus. Sitrus, die sagte vrugte, wingerd, neute. So ons dek omtrent die meeste van die groot gewasse in Suid-Afrika. Sjoe, dit is nogal 'n wye spektrum. Sê Ja. vir my nou maar wat is Willa se benadering met gewasbeskerming? Jy weet of tot gewasbeskerming. Hoe benader julle hierdie situasie? Ek dink is belangrik om te sê ons bied nie net 'n lys van produkte nie. Dit gaan nie by jou kom en net die boekie oopslaan en sê wat wil jy koop vandag nie. Dis nie ons werk nie. Ons is werklik gefokus daarop om oplossings te bied. En om gewasbeskermingsoplossings te bring, moet ons 'n geïntegreerde benadering volg tot die ontwikkeling en die ontplooiing van ons produkte. En ek kan nie genoeg klem daarop lê nie. Dit is regtig nie meer 'n geval soos miskien vroeër daar wat jy sê ek het 'n sekere plaag in die hoek of wat kan ek spuit om hom dood te maak nie. Ons moet regtig na die groter prentjie gaan kyk en dit begin al in die begin wanneer 'n mens hierdie produkte ontwikkel, dan probeer jy eintlik al 'n prentjie kry van hoe gaan ons dit posisioneer om werklik die oplossings te kan bring in die praktyk. Ek wil daarmee ook net saam sê, soms het 'n resep sy plek. Ons moenie ooit daai net so laat gaan nie, maar ons kan nie meer net net op resepte fokus om ons oplossings te bring nie. Net op 'n punt van die ontwikkeling, ek dink dit is vir ons baie belangrik dat ons op 'n wetenskap gebaseerde grondslag werk wanneer ons produkte ontwikkel en wanneer ons hulle ontplooi in die veld. En daarmee wil daar 'n hele afdeling wat fokus op die ontwikkeling en registrasie van ons produkte. Ons sorg nie net natuurlik moet die middels wettig en veilig vir gebruik wees, maar ons kyk ook van die begin af na die posisionering van ons produkte, juis omdat ons hierdie oplossing gebaseerde benadering het. Dit help nie jy gaan ontwikkel net 'n produk omdat dit beskikbaar is of omdat die kompetisie dit het nie. Wat gaan ons regtig doen daarmee? En dan het ons ook toegang via die Winfield United groep tot Curativo wat 'n navorsings- en ontwikkelingsmaatskappy is en dit is nogal baie nuttig om so 'n maatskappy saam met jou
te hê, want om produkte te ontwikkel en te toets in die veld en te registreer is daar heelwat veldnavorsing nodig en dis baie belangrik dink ek dat 'n mens met jou veldnavorsers in noue kontak kan wees om die nodige oplossings werklik waar te kan beproef. Want onthou net in die realiteit werk dinge nie altyd uit soos jy beplan het dit moet nie. Goed. Nee, dis beslis so. Sê vir my nou as jy nou jou vooruitskattingshoed moet aansit, watse veranderinge sien julle wat kan ons boere verwag in die toekoms wat gewasbeskerming aanbetref? As jy nou moet ek weet nie hoe doen julle dit nie. Ehm Ja. julle met die tegnologie weet beter. Hoe Ja. benader julle daai? Kom ek sê net gou vir jou dit is ook 'n belangrike deel van my werk en ek kan vir jou sê dis nie maklik nie. Mense dink nou ons het al hierdie wonderlike tegnologie en bronne van inligting en ons het, maar dit gebeur nie sommer net dat alles bymekaar kom en op 'n oggend op jou lesenaar lê of op jou e-pos lê of so nie. Dis harde werk en mens moet heeltyd maar in kontak bly met die werklikheid. So dis mense moet met mense praat. Jy kan nie net sit en gaan publikasies lees of lees nie. Jy praat met mense, jy hou regtig waar jou oor op die grond en jou vingers op die pols om te weet wat kom. En daar's natuurlik 'n verskillende aspekte wat kom ek sê uitdagings vir boere gaan bring in terme van gewasbeskerming of as ek sê boere is dit eintlik almal van ons wat in hierdie inset verskaffingsketting is. Um Elke dag is daar iets nuuts. Dit is klimaatsverandering. Ek hoef nie daaroor te praat nie. Ons almal hoor oor die druk wat gaan kom. Niemand van ons weet presies hoe gaan die klimaat verander vir elkeen van ons in ons klein wêreld of daar waar ons boer nie. Maar dit is aan die kom. Ons sien klaar die effekte daarvan. Dit gaan 'n effek, dit het al klaar effekte op ons gewasse. Wat kan ons waar produseer en ek dink daarvan moet ons bewus bly. Pla en insekte, onkruide selfs gaan begin verander. Daar kan nuwe pla ontstaan, iets wat nie voorheen belang gestel het in jou gewas nie en wat in die omgewing is kan besluit om van nou af jou gewas ook te begin koloniseer en te eet. Of dit is pla siektes wat van ander lande of verder in Afrika inkom. So daar's legio moontlikhede wat kan verander. Regulatories is daar natuurlik druk op ons. Ons weet ons verloor middels en ons sal dalk nog later bietjie meer daaroor praat. Verder is daar wêreldwyd ook tendense waarvan ons bewus moet wees wat ook 'n impak het op ons boerdery en ons winsgewendheid. So ek weet die een van die onderwerpe waaroor mense baie graag wil praat in die laaste tyd is die middels wat ons verloor. So kom ons pak maar daai bil by die horings Ja. en ons sê vir mekaar wêreldwyd is daar 'n fokus op die uitfasering van ernstige gevaarhoudende stowwe of die highly hazardous pesticides. Dis nou woorde wat nou al ek dink in die omgangstaal baie bekend is en heelwat gebruik word. So, een van die dinge wat verander het in 2023 het ons wetgewing of 'n regulasie gepubliseer gekry of is 'n regulasie gepubliseer in Suid-Afrika oor landboumiddels wat die sogenaamde substances of concern, die CMR's begin uitfaseer het. Nou dis nou eintlik ou nuus. Ons is amper klaar sekerlik met die uitfasering van die karsinogenies, mutagenies en reproduktief toksies 1A en B middels. Daar's al baie daaroor gepraat. So kom ons sê daardie proses sal hopelik tot 'n einde nou kom en dit wat ons kan behou word behou en dat ons immers weet waar ons staan. Die volgende ding wat ek dink vir ons al begin bietjie slaan is die regulasie het ook voorsiening gemaak vir beperkte produkte en die uiteindelike uitfasering daarvoor. Nou op die oomblik is beperkte produkte, restricted produkte kan nog gebruik word onder sekere reëls en regulasies soos byvoorbeeld dat pest control operators, geregistreerde gelisensieerde PCO's dit moet toedien. Maar die registrateur het reeds etlike kere gesê dat teen 2035 moet hierdie middels uitgefaseer word. So ons tyd is baie min, dis minder as 10 jaar. Dan moet ons eintlik alternatiewe in die plek van hierdie middels hê of alternatiewe planne, alternatiewe middels. Ek dink dit is waar ons moet begin wyd dink en saam moet begin dink. Net vir die mense wat vergeet het, ek weet nie of jy wil hê ek moet net sê weer wat die restricted of die beperkte produkte is nie, maar Ja, dit graag. is nou produkte
ek gaan dit nou maar sê gou-gou want mense raak baie die mekaar met CMR's en met restrikte produkte. So CMR's is daardie produkte wat as karsinogenies, mutagenies en reproduktief toksies 1A en B geklassifiseer is. Dit staan op die SDS. So hulle is aan die uitgaan. Ons weet wie hulle is. Dan die restricteds, die beperkte produkte. Dis produkte wat op die Rotterdam Konvensie Annex 3 gelys word, byvoorbeeld middels soos alachlor, asenfosmetiel wat die TLU boere nie noodwendig sal ken nie, maar dis ou middels, maar daar's 'n klompie op die konvensie gelys. Dan of op die annex gewys. Dan is daar die Wêreldgesondheidsorganisasie WHO het ook 'n gevaarklassifikasie 1A en 1B. Dis die ou rooi bande om dit nou maklik te maak, die produkte wat voorheen rooi bande was voor die Globally Harmonized System ingestel is. Dan is daar produkte wat onder die GHS, die Globally Harmonized System, as akute toks 1 en 2 geklassifiseer is. Daardie middels is nie aktiewe noodwendig nie. Dit hang af oor die hele formulasie van die produk. So weer eens, dis bekend, dit is op die SDS, op AgriIntels word daar ook inligting daaroor gegee. En dan die laaste kategorie is 'n bietjie gevaarlike ene en dit is 'n kategorie vir enige produkte wat 'n ernstige of 'n onomkeerbare effek op mens of omgewingsgesondheid kan hê. En hier val paraquat byvoorbeeld in. En daar kan natuurlik nou nog middels bykom by hierdie lysie. So dit is wat ons weet aan die kom is. En as jy belangstel, ek wil nou nie te lank praat nie, dan kan ek ook maar net weer sê dat ons deel is van 'n groter geheel. So al hierdie veranderinge en uitfaserings vind nie plaas in die isolasie van Suid-Afrika en noodwendige regering wat besluit het hy wil nou van sekere middels ontslaa raak om een of ander eie rede nie. Ons is deel van 'n groter geheel waar ons byvoorbeeld onderteken het sekere internasionale konvensies soos ek nou reeds genoem het, Rotterdam en Montreal en Stockholm. Maar daar's ook 'n Conference on Chemicals Management wat Suid-Afrika bygewoon het in 2023 en onderteken het. En hierdie beweging, hierdie internasionale beweging maak juis voorsiening vir die uitfasering van hierdie HHP's, die hoogs gevaarhoudende stowwe teen 2035. So ons moet net weet, ons speel in die groot arena, ons wil daar speel, maar ongelukkig moet ons dan ook die reëls en die manier van doen van die groter arena navolg. Sjoe, ja, dit klink vir my na baie rooi band wat ons moet navigeer. Ja, Het jy enige ja. raad aan ons boere? Hoe kan hulle hierdie uitdagings hanteer in hierdie tye wat dinge nou so vinnig verander? Want ehm julle is nou op die voorfront van waar die dinge staan, maar ons weet nie Ja. noodwendig waar ons is op hierdie stadium nie. Het jy, ekskuus, het jy vir ons enige raad? Hoe kan ons dit Weet, navigeer? dit is maar dit gaan nou baie filosofies klink, maar ek het al baie hieroor gedink en gepraat met mense. En die eerste ding, dit kan ook baie geuit klink, maar ons moet saam staan om oplossings te vind. Hierdie is nie meer goed wat ons in isolasie in ons verskillende silo's kan aanpak en hanteer nie. En going alone is nie die pad nie. So ons moet werklik waar kyk as 'n hele ketting verskaffers soos ons, die verspreiders en agente, konsultante in die besigheid, kundiges, navorsers, natuurlik boere en met gedagte ook aan hulle markte. Wat is die uitdagings wat voor ons lê en hoe kan ons regtig waar saam hierdie goed aanpak? 'n Ander ding wat vir my baie keer opkom is die deel van inligting. Ek was onlangs by 'n ander gesprek betrokke waar iemand die punt gemaak het dat daar sekere inligting wat ons het en ek praat nou byvoorbeeld van watter plant siektes by jou voorkom. Baie mense, baie boere monitor wat gebeur, wat 'n goeie praktyk het is tussen hakkies as jy wil geïntegreerd boer, moet jy weet wat aangaan. So jy sit met daardie inligting. Daar's 'n weerstasies, ons sal net nou miskien 'n bietjie praat oor tegnologie ook. Jy het inligting oor hoe die klimaat of die weeromstandighede lyk. Jy weet wat jy dalk gedoen het om 'n sekere plaag of siekte te beheer, dit wat gewerk het. As ons begin om daai inligting te deel, dan raak ons soveel sterker want ons kry 'n groter prentjie. Ons begin sien tendense oor groter areas heen. En ek dink mense is baie bang om inligting te deel, sê dis myne en ek wil dit net hier hou. Maar dink weer 'n keer mooi oor
of jy regtig iets gaan verloor as jy inligting deel of gaan jy dalk meer wen. En ek dink sekere inligting praat nie van jou patente en jou intellektuele eiendom en daai soort van goed nie, maar ander inligting kan jy eintlik deel sonder om jouself te na te kom. Inligting kan konfidensieel of jou identiteit kan daar uitgehou word. So daar's baie dinge wat ons kan doen as ons net eers besluit kom ons doen dit. En ek dink iets wat ek ook geleer het in my lewe is om 'n stuk gereedskap of inligting te hê. Dit gee jou nie die kompeterende voordeel nie. Dit hang af van wat jy doen met daai stuk inligting. Dis soos die trekker wat in die waanhuis staan, hy kan daar staan, is 'n wonderlike trekker, dis die beste trekker, maar hy gaan nie vir jou kompeterend maak as jy hom nie gebruik nie. Dis maar vir my dieselfde ding. Verder wat ek ook sien wat regtig waarde het is assosieer met kundiges en vennote wat weet en wat belangstel om op die regte manier vorentoe te gaan. Weereens moenie dit alleen aanpak nie. En dan die laaste ding wat ek kan dink wat vir myself baie keer moeilik is maak vrede met baie goed. Ons het sekere middels nou verloor of ons is besig om hulle te verloor. En ek weet dit is baie swaar vir almal van ons, maar ek en ons sê baie keer dit is nou wat dit is. Aan sekere goed kan jy nie verander nie, jy kan nie dit omdraai nie. So kom ons gebruik dit dan as 'n geleentheid om saam te kyk wat kan ons doen om op te maak daarvoor of iets anders in die plek daarvan te sit en dat ons liewer se energie belê in oplossings en planne en om vorentoe te gaan as om nou aan te hou oor wat ons verloor het. Dit is ja, ek dink dis 'n goeie uitdaging. Ja, Gelukkig het ons mense soos julle om ons bietjie leiding te gee rondom dit. So ek dink die boodskap is dat jy nie alleen is nie. Ons is almal nee, saam in hierdie ding en ja, ons moet net hande vat en saam na dit toe werk. Op daai noot dan absoluut. ook, ek meen ons as TLE is daar, ons staan daarvoor om die boer volhoubaar op sy plaas, die kommersiële boer te hou. Hoe kan boere, jy het nou daarin geraak, tegnologie. Hoe kan hulle ons boere dit gebruik om hulle self te posisioneer om Ja. volhoubaar te kon boer? Ja, dit is altyd 'n moeilike een want tegnologie is so vinnig aan die ontwikkel en daar's soveel verskillende omstandighede. Ek dink voor ek weer eens is miskien 'n stukkie filosofie voor ek dink aan 'n paar dinge is ons het 'n ou ding in die vrugtebedryf altyd gesê horses for courses. Mense moet in enige bedryf is daar sulke tye waar daar sulke stellings of sulke sê goed is. En dis vir my werklik waar belangrik. Ek gaan nou 'n bietjie meer diepte daaroor gaan, maar tegnologie kan jou vriend wees, dit kan ook jou vyand wees. As jy agter alles aan hardloop wat nuut is of nie die regte tegnologie op die regte manier gebruik nie. Tegnologie, daar is verskillende tipes tegnologie ook en weer eens dit hang af wat jy nodig het. Ons het byvoorbeeld begin al hoe meer fokus op klimaatsverandering en op die hoogte te bly van wat gaan regtig op plase aan. En ek dink dit geld vir almal. Dit geld nie net vir mense wat byvoorbeeld vrugte boer om nou te weet oor jou koue eenhede en jy weet oor sekere inligting wat jou gewas kan beïnvloed nie. Alle gewasse word beïnvloed deur die klimaat. En as 'n mens die weeromstandighede monitor, um, op jou plaas verkieslik of kom ons sê dan in jou groter omgewing of daardie stukkie waar die weeromstandighede min of meer dieselfde is. Dit help nou nie jy trek die net te wyd nie want dan meen die inligting vir jou minder. Maar kom ons sê deur weerstasies te installeer soos byvoorbeeld die Winfield United groep het ook Metos as 'n weerstasies. Dis ook 'n maatskappy in die groter groep en ek sien baie voordeel daarin. Daar is natuurlik tegnologie wat nou aan die agterkant sit om die data te verwerk en om inligting en intelligensie uit die weerdata te haal om vir jou te help om jou praktyke aan te pas, jou oesbeskerming meer teikengerig en op die regte tyd te laat toepas. So daardie dink ek is 'n tegnologie wat eintlik vir enige produsent van baie waarde kan wees en 10-10-1 vir ons essensieel gaan raak in die toekoms soos dinge rondom ons baie meer en meer verander. Ook soos ons chemie begin verloor of alternatiewe planne in plek moet sit of nuwe gewasbeskermingsprodukte. Ek moenie sê chemie, ons het biologiese produkte ook waarna ons kyk, maar nuwe produkte en oplossings in die pipeline begin sit, gaan dit belangriker raak om hulle reg te posisioneer en teikengerig toe te dien. En daarvoor moet jy weet
Hoe lyk die weeromstandighede wat byvoorbeeld 'n siekte se ontwikkeling kan beïnvloed? En moet ek nou spuit daarvoor of moet ek later spuit? Moet ek enigsins spuit? So dit is hoekom dit vir my belangrik is. Willa is ook Willa en die Winfield groep betrokke by kyk na navorsing, veldproewe oor meer effektiewe toediening en deposisie van produk op die plante. So daardie is ook iets wat ek dink 'n mens meer moet na kyk. Hoe kan ons die tegnologie wat ons het optimaal aanwend en watter ander planne kan ons maak om meer teikengerig en effektief sinema ons toedienings te doen? Dan weet ek die een punt waaroor almal van ons deesdae gesels, wêreldwyd, is kunsmatige intelligensie of AI. En ek dink kunsmatige intelligensie het definitief 'n plek en kan vir jou van groot waarde wees. Dit gee vir jou miskien meer effektiewe toegang tot inligting en om inligting selfs in intelligensie te omskep vinniger as wat ons as mense dit kan doen. Maar daarmee wil ek altyd sê, daarmee saam die menslike element bly vir my belangrik. Ons het ook hierdie ou sê ding van 'n paper doesn't speak to people, people speak to people. Nou ja, AI doesn't speak to people, al dink AI speak to people. En mense praat met mekaar. So vir my met kunsmatige intelligensie kragtig. Heelwat dinge wat ontwikkel en waarna ons ook kyk natuurlik omdat ons op die voorpunt wil bly as 'n leier verskaffer, maar moet nooit jou kontak met die mense verloor nie. Inteendeel, ek dink amper dit gaan dit vir ons makliker maak om weer mense bymekaar uit te kom want ons kan hopelik bietjie tyd spaar om met van die ander werk wat ons moet doen, van die huiswerk. Ja, ek dink weer eens kyk ook na watter tegnologie jy nodig het. Jy weet, ek vra vir myself baie keer die laaste tyd die vraag af watter waarde voeg dit wat ek doen of dit wat ek dink of dit waarmee ek besig is toe tot ons besigheid of tot winsgewendheid of hoe kan dit wat ek doen 'n verskil maak? En ek dink met tegnologie is dit vir my dieselfde ding. Daar's wonderlike goed daar buite. Ek sien baie keer wat is die nuwe goed wat verbykom en dan dink ek altyd wat gaan die toepassing regtig hiervoor wees? Wat is my uitdagings? Hoe kan hierdie ding vir my help? Maar ons kan nie alles najag nie. Daar's te veel. Verseker, ek dink ons opsies is legio, so Ja, is net om te besluit wat werk vir jou en in jou omstandighede. ja. En Wat het jy regtig nodig? ja, Hm. dan wil ek vir jou vra en dit is iets wat baie op die huidigelik vir ons baie op die voorfront is van die vrae wat boere vir ons vra is, hoe hanteer ons hierdie PCO lisensies? Wat in jou opinie, hoe werk dit? Hoe kan ons dit oorkom? Want dit is nogal 'n duur situasie. Ehm en ek dink ook dit het ons boere bietjie bekommerd rondom hoe hanteer 'n mens dit? Wat moet regtig gebeur? Wat is onnodig? Het jy vir ons enige raad rondom dit? Ek wens ek kon vir jou beter of ander raad gegee het want ek luister ek verstaan dit is moeilik, maar my raad aan almal in hierdie stadium met PCO lisensies is kry net een asseblief so gou as moontlik. En ek weet dit is nie wat mense wil hoor nie, soos jy sê, daar is 'n koste daaraan verbonde. Daar is um moeite afhangend van wat die situasie is en ek dink nie ons het nou tyd om in die verskillende situasies of scenario's in te gaan nie, maar Ja. byvoorbeeld hê minstens een PCO lisensie op 'n plaas as jy beperkte produkte gebruik. En ek dink dis eerstens dis net die beginpunt waar ek wil sê is maak dit eers seker jy het beperkte produkte wat jy gebruik of wat jy moontlik gaan gebruik, want dan doen jy dit. Indien nie, los dit. En dan om daardie produkte te kan aankoop of en om dit te kan gebruik op jou plaas, moet jy 'n lisensie hê. Maar jy hoef nie al 10 die spuit operateurs hoef nie noodwendig PCO lisensies te hê nie, want hulle kan ook onder toesig werk van iemand wat 'n PCO lisensie het. So ek dink dis regtig gaan kyk na wat is die situasie op die plaas, kry so gou as moontlik 'n lisensie want ek dink ons is almal bewus gewees daarvan dat daar gevra is vir 'n infaseringsperiode vir hierdie PCO lisensies en dit is nie toegestaan nie. Dit is nie afgekeur nie, maar dit is ook nie toegestaan nie. So Ja. die werklikheid is die PCO lisensie vereistes geld. En hoe gouer ons nou maar 'n lisensie kry of die nodige aantal lisensies hoe beter is dit.
Ek wil vir jou dit anders gesê het, maar daar is nie 'n manier nie. Just get it done. Ja. Ja, ek dink is een van daai nodige pyne wat mens maar moet deurgaan ongelukkig. Ja. Dankie, is waardevolle raad dat 'n mens nou nie hoef nou nie al jou werkers dit te laat deurgaan nie. Nee. So ek dink Nee. dit help al klaar dink ek in my opinie. So dankie vir daai Ja. waardevolle raad. En onthou ook net as iemand nie 'n sê nou maar 'n sekere kwalifikasie het, 'n landbou kwalifikasie en dan kwalifiseer vir 'n sekere roete met PCO lisensies nie, dan is daar aanlyn kursusse wat mense kan bywoon. Daar is 'n koste, ja, ek stem saam, maar soos ek sê, dis nou ongelukkige hekkie waar mens moet deur. Dis eintlik daar's baie inligting. Ek weet CropLife het ook heelwat inligting bymekaar gesit en die bedryfsorganisasies gee ook daai inligting uit, maar as daar vrae is enige tyd, kontak my of kontak TLU en dan sal ons die ding doen. Fantasties, dankie. Dan wil ek sommer op daai noot vir jou vra. Julle is nou borge by ons kongres. Hoekom borg julle 'n instansie soos die LE SA se kongres byvoorbeeld? Wat is die waarde daarin vir julle? Ek dink ja, ons het gepraat oor ons is daar vir mekaar en ek dink dit is vir my 'n belangrike ding. Jy weet aspek daarvan. As ek reg verstaan, is TLU een van die of 'n TLU ontstaan uit een van die oudste landbouunies in Suid-Afrika as ek reg is. Jy is En ek 100% dink reg, dit ja. wys ja, dit wys vir my ons boeregemeenskap en daarmee bedoel ek eintlik die weier boeregemeenskap. Ek self ons kom ons sê ons landbougemeenskappe het al vroegdag besef hoe uiters belangrik dit is om saam te staan en sekere doelwitte saam na te jaag en nie elke een op sy eie nie. En soos ons gesê het, is dis vir Willa ook baie belangrik om vennootskappe te sluit met spesifieke organisasies soos TLU in die landboubedryf en dit is een van die groot redes hoekom ons borg. En ook ons glo in ons glo in belê in goeie inligting, wetenskap gebaseer, maar ons glo ook belê in mense. En vir ons is dit belangrik om te belê in almal in die hele bedryf, maar veral ook die jonger boere want dit is die mense wat weer die kundigheid in die toekoms gaan indra en sorg dat die landboubedryf suksesvol bly in die toekoms in. So dis in kort hoekom ons graag borg want ons glo in die doelwitte en ons weet ons moet belê in die toekoms en in mense ook. Ja, dis baie dit ons wil vir julle baie dankie sê daarvoor. Dis lekker om vennote te hê wat ons visie deel en wat ons help om ons boere daar volhoubaar en veilig op hulle plase te hou. So baie dankie vir dit. Sê gou vir my net vinnig, waar kry ons wille aan die hande? As ons bietjie meer wil uitvind, vir wie kontak ons, waar kan ons inligting kry? Ons webwerf is villacrop.co.za en ons kontakdetails sal op die webwerf wees. Um, Mense kan my ook e-pos vir nou en dan sal ek dit aanstuur na die regte afdelings afhangend van wat die vraag is. Ja. En my e-posadres is eslegransie@villacrop.co.za. Ek gaan gou vir julle gransie spel. Ek weet ek sien baie verskillende spellings, so dis SLEGRANGE@villacrop.co.za. Moet hom nou self aftel. Daar's hy nee, ek dink ons het hom so baie dankie. Nee. Dankie vir julle en vir dit wat julle vir ons doen en dan baie dankie vir jou tyd om vir ons 'n bietjie meer te vertel het van Willa en wat julle doen en wat julle waarde wat julle vir ons toevoeg vir ons boere. Ehm ons sê vir jou baie dankie. Baie dankie. En dan sê ons vir julle as kykers ook baie dankie dat julle ingeluister het en 'n bietjie gekyk het. Dan wil ons vir julle dankie sê vir die inloer en ons sê ook baie dankie aan Boer Media en Edge Communications wat hierdie uitsending vir ons moontlik gemaak het. Totsiens.